die geliefdes in die wonderlikste naam van alle name, ons Jahwe Elohim, sy seun, ons Yeshua Messiah, en sy gees, hy wat ons kom leer en vertel van al hierdie wonderlike dinge. Flippie, dit is weer lekker om jou te hê op die Piekbag. Ja, ons Jy was bietjie wyd geweest, né? Ja, ons was besig. Visvang. Maar dit bly baie lekker, ja. Maar jy onthou wat ek jou gesê het, jy moet nou ophou visvang, jy moet begin nou vissers, mense vissers, hoe sê hulle? Vissers van mense. Van mense. Nee. Ja, man, dit is baie lekker om jou oor hierdie goede. Jy weet, as ons nou so praat oor hierdie wêreldse goed en wat alles in die wêreld aangaan, by die vorige opname, jy weet wat ons nou ook vandag gedoen het ons 'n bietjie gepraat oor Spanje en ja, hulle sonder krag sit. Ja, en dis chaos. Ja, vliegtuie kan nie kom nie. Ja, kyk, hulle bly nie in Suid-Afrika nie, so hulle ken nie parallelties, maar die interessantste wat hulle nou reken daar met die wêreldnuus nou vanoggend, hulle reken is die son. Het flare gegooi. Ja. En die mense weet dis nonsens. Ja. En jy weet, ons kyk nou daarna, die grootste brande is nou in Jerusalem, Jerusalem, wat nog ooit 'n mense jeugnig daar was. Ja. En dat is ook aangesteek. Ja. Ek weet die Amerikaners het vandag daai ooreenkoms onderteken met Iran, met Ukraine. Ukraine. Vir minerale. Ja. Maar net nou die naweek of nou die maand toe wil hulle skiet. Exactly. En ek het persoonlik geluister waar die president Zelensky gesê het dat oor hulle dooie liggaam sal hulle daai goede terug vir hulle gee. Ja, nou hy het nie 'n keuse gehad, hy moet maar net teken. So dit met ek en jy met hierdie volk gegaan in die 3-jarige oorlog. Toe die Engelse ons kom aanval waaroor, want hulle wil ons goud en ons diamante en ons minerale hê. Hulle het nou gekry, né? 'n volk opgevoeder. Ja, dit is so, maar Engeland kry nou verskriklik swaar oor die moslim. Ja. En wat vir my baie opval nou in die wêreld is moslim en Christen wat nou op die hoeke van die straat staan en beklei oor wie is reg. Ja. En as ek iets kan sê, bly daaruit. Moenie betrokke raak by dit nie. Ja, verseker, want dit is ek meen, dit is hoe hulle nou als intrek, want jy's reg, Flippie, want weet jy, daar in Syrië, het hulle nou hoeveel Christene doodgemaak. Ja. Maar die feit van die saak is, hulle het ook nou probeer daai twee faksies. Ja. En natuurlik moslimse Messias het nou gekom hier by Maandag, dink ek, die Madai. Ja, vertel ons bietjie daaroor. Dit is 'n moslim ou wat die skrif ken. Ja. Hy sê is die wat is die Engelse woord? Ek kon Jy sê maar Engels woord. Man, dis die opvolger van Jesus Christus, dis sy woorde wat ek gebruik. En Mohammed en Simon Petrus en hy's die enigste ware pope. Hy sê die ander is vals. Ja. En jong, ek kan net vir julle sê, julle moet maak seker jy ken jou skrif, want nou gaan jou vang, want ek het hom gevang in 'n hele ding wat hy sê, net in sy laaste sinnetjie kom ek agter die man. Hy praat nou nonsens. Hy's nou besig om hy's bietjie af van die. Ja. Hy sal nie sê voorbeeld, as ek 'n voorbeeld kan noem, hy sê hy's die opvolger van Jesus Christus. Jesus was 'n messenger. Ja. Kom hy sê van Jesus Christus, son of Maria. Ja. Nie seun van Jahwe. Ja. Nee, van Maria. Hy van Maria. Ja. En ons weet Yeshua het gesê hy's die Alfa en Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Wonderlik. As jy nie jou skrif ken nie, boervolk, ja, en jy moeilikheid. Het jy regtig moeilikheid. En dis nou die tyd wat die boervolk moet begin wakker word. Ja. Hy het ook gesê wat baie belangrik, hy het geen internet is vol daarvan. Hy gee baie lesings. Hy sê nie een hy kyk nou na ooreenkoms met die Jode tussen 5 en 7 jaar. So ons weet volgens Daniël se tydlyn 7 jaar. 7 jaar se ding is.
En dan praat hy ook van, hy sê, die Koran sê, hy moet hulle straf nie net nie, hy moet eers waarsku vir 'n straf. Ons weet en volgens die skrif, die ouens wat agterbly gaan geonthoof word, as hulle nie die moslim geloof, want hy sê, ja, dit is almal moet hom luister, die ooste en die weste, moet luister vir hom en hulle moet hom obey. Ek weet nie wat sy afkom. Ja, jy weet as 'n ou nou kyk Klaas Schwab, ja, hy bedank, maar daai ou hy is bietjie slim daai perd met finansies. Hy het al hierdie goede georganiseer, al hierdie goede beplan en goed. Nou het hy oorgeneem. Ek weet ek kan nou nie ou se naam onthou nie, is 'n Duitser wat hom oorgeneem het, maar hy lyk my nog gevaarliker. En jy weet in die paus word nou aangewys hierdie week, wat ek persoonlik dink dis die valse profeet. Ja. Maar alles dui daarop dat dit is die einde van die tyd. Ja, ons is die einde. Ons definitief. Ek meen, as jy nou kyk na die oorstromings. Ja. Ek meen, ek kyk vanoggend so 'n ding deur van al die lande wat teen Vader blasfemie het en hom gespot het, soos Brazil, en 'n week daarna te voorspoel hy plek. Ja. Ek kyk dan na alles. Ek meen na maar selfs Suid-Afrika. Flippie, gaan kyk hoe lyk Bloemhof. Gaan kyk al hierdie Bloemhof se dam is weg, Ja. En gaan kyk hoe erg is dit as die verspoelings. Daar's wat se naam, jy weet, ek het mense gebel vir nie in die week om te hoor wat ek kry altyd by hulle milies, jy weet, geel milies. Hoor ons nie 'n milie in 'n silo nie. As nie 'n milie in 'n silo nie, ek het uitgevind. Die voermele ou sê hulle kry nie sonneblom nie, hulle kry nie soja nie. Maar die Bybel sê jy sal met die geld in jou hand staan, jy sal niks sê om te eet. Ouens wat hoenderboer. Ja, moeilikheid. Maar regtig moeilikheid, Maar nou ek wil net teruggaan. Toe sê sy sê, weet jy nie dat verlede week se haal van Skynsdrift. Ja, hy het alles weggeslaan. Alles. Katoen is weg. Die grondbone, sy sê daar's niks oor. Ja. Die slaghuisie daar, sy dak het in die pad gelê. Ja. En ek weet Flippie is vandag my maand, hè? Ja. Nou, jy weet ons ken nie sulke goed. Ja, ons ken nie daai. Ja. Maar hoe weet ons? Hy sê daar in 1 Johannes 2, kinders, dit is die laaste uur, vers 18. En soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Dit is amazing. Met ander woorde, soos wat jy nou sê, in hierdie 2 weke, hoeveel ouens al uitgepop? Ja, selfs soos daai Mahdi ou, hy sê ook, daar's baie antichriste. Ja. Baie, hy sien homself nie as 'n antichrist, hy sê, ek is die Messias, en hy proclaim dat God hom gestuur het. Ja, exact. En die mense gaan dit glo. Ja, kyk, hulle gaan met 'n keuse hê. Hulle het mos nou 'n keuse, hulle luister nie, so hulle gaan weer 'n keuse hê. As jy dit nie wil doen, dan kap jy jou kop af. En dis wat daai ouens doen. Daar's 'n ou wat in die Rooms-Katolieke kerk was. En hy het gesê, hy sê op die ou einde van die dag gaan die wêreld so deurmekaar word, dat die mense enige ou wat vir hulle vrede kan gee, sal hulle aanneem. Maak nie saak of hy moslim, Christen of wie ook al is. Hy is die een en jy weet, en wat het ek en jy die woord, maar nou moet ons die woord ken. Dis wat jy gesê het, daai ou sê. As jy nie nou die woord ken nie, alles klink vir jou reg. Ja, oom Zaai, soos hy praat, dis op die nommer, maar jy kan hoor, hy ken die skrif, hy man. Ja, exact. En hy's nie 'n ou wat, hy't mooi geaardheid. Ja. Hy's regtig sag van geaardheid. Maar ons weet Vader van leuns. Ja, jy weet, ons moet net een ding onthou en my volk moet net een ding onthou, dat op die ou einde van die dag, die duiwel gaan nooit, want hy's 'n naaper, maar hy gaan nooit ver van die waarheid af. Ja. Dink bietjie mooi, hy kom daar in die kruis, sê hierdie ou, as u, né? Ja.
die Messias. Wat? Verlos u self Ja. en vir ons. En ons sal aan u glo. Ja. En almal daarom, die hele kerk, al die Ja. fariseërs, die skrifgeleerdes, hulle stem saam met hom. Wat gebeur? Hy is die seun van Jahwe, Eloi. Hoor jy wat ek vir? En so in die woestyn, in die versoeking daar. Elke keer haal hy die skrif aan. Ja, daai ou haal ook die skrif aan. Jy hoor wat ek sê. Maar hierdie ander ou, ek weet, ongelukkig, ek kan mos nou nie lees nie. Ja. Volgens sy aksent, ek nie sy is Australië nie, maar hy is iewers in Amerika, maar daar sit soveel mense en dan het hulle mos nou die ding, kommentaar mos nou, Ja. vra die mense, wat dink hulle, sê die ou tannie man, seker hier by 70, 80. Nee, hy is die Messias. Ja. Ek val amper op my rug. Ja. Maar die ou mense is veronderstel Ja, om ja, om dit is dit my- te ken. Want hulle ken nie die skrif nie. Dis exactly so. Want weet jy hoekom ken hulle nie skrif nie? Want hulle het nie Heilige Gees nie. Luister nou mooi wat sê hy. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Ja, Dis hoekom Yeshua sê, hy sê dis noodsaaklik dat ek weggaan. ja. Hy sê so dat julle Hy moet dat julle die Heilige Gees kan dat ek vir ontvang. julle kan voorberei. Ja, en jy weet Flippie, wat vir my die ergste is so wat jy sê, daai ou tannie. Maar as jy vir enige ou daar buite kan nou gaan vra, hoor jy, het jy die Heilige Gees? Dan Ja, sê, almal ja. Ja, almal sê ja. Ja, Maar het jy die hele waarheid? ja. Nee. Hy sê want hy sal julle leer in die waarheid. Ja. Nee. In die hele waarheid. En hierdie hele waarheid sal julle vrymaak. En dan gaan hy verder. En julle ook leer van die toekomstige dinge. Ja. Met ander woorde, dis die noodsaaklikheid hoe ons die Gees moet ons in ons hê. Jy moet 'n persoonlike verhouding met Yeshua hê. Exactly, want hy sê die woord ook. Ja. Jy weet, en dit is so, daai persoonlike, soos wat jy laas gesê het, toe ek vir jou gevra het, wat sê jy van die mense, sê jy repentance. Repent Ja, asseblief. jy weet, Kom kom wat ek nou terug. hierdie keer wil sê is, hou jou lampie vol olie. Want glo vir my, as jy nou jou rug draai om goud te wil gaan koop, Ja, jy moeilikheid. it's gone. Ja. It's gone, is regtig. Ja. Jy weet, Eintlik is dit wonderlike goede hierdie. ja, Maar kyk, ons beleef dit. Ja. Ons beleef dit. Jy weet, en is eintlik 'n great tyd om nou te leef. Ja. Want ons sien die Bybel afspeel. Ja, dit is so. Wow, hier voor Dit is ons so. en as jy nou regtig baie skrif lees soos ons, Ja. want nou wil ek nog meer lees, Ja. want ek is nou bang ek mis uit. Ja. Dis ja, nou so. Ja. Maar dit speel af voor ons en, Ja. en dis awesome, Ja. awesome. Jy weet Flippie, wat die ergste is vir my is van my volk, laat hulle nie luister nie. Want weet jy, hy sê in sy woord, hy sê julle moet my gebooie en my insigte en my verordening hou sodat julle daardeur kan lewe. Ja. Ja, Nee. dis feite. En as jy dit nie doen nie, sê hy dan sal ek vir jou verordeninge gee waardeur jy nie kan lewe nie, sê Esegiel 20. Jy hoor. Dis so, ja. En dis die wonderlikste van alles. En dit het tyd geword dat ons met mekaar praat oor hierdie goed. Dat ons laat ons die Nehemias word van hierdie volk. Jy weet. Ek het een van my ou sissies, sy is al hier in die 90, sy vertel my net altyd waar sy kom, praat sy woord. En Ja, sy, ja. jy is ook een van Ja, daai ek is ook ouens. een van daai. Ja. So, maar dit is wat ons moet doen. Ja, terwyl ek gaan visvang. Terwyl jy Dis gaan lekker, visvang. dan vang ek sommer 'n ander vis. Dan op, pak jy dan 'n ander visse. Ja, en dis dan lekker. Ja. Eintlik is dit lekker. Maar ja, maar dat daar vir die wêreld swaar tye aan die kom is. Ja. Onbeskryflik swaar. Ja. En hulle wil dit nie sien nie. Jy verstaan, want hulle Ons is nog- hou nie aan Jahwe se woord vas. Kyk, vandag se, laat ek so noem, Christen, Ja, gaan Sondag kerk toe. ja, Hy word 4 versies gelees ja,
Hy gaan huis toe, en dan is hy gesort vir die week. Dis so. Jy gaan dit nie maak nie. As ek nou regtig gepleit het by die wat die ding kyk. Ek sê nou vir julle, die Mahdi is hier, dit is die Messias van die moslems. Hulle het nou gesê, hier's 'n ou wat sê, hy is ook nou liewe Jesus. Dis soos die skrif sê, maar hulle is nie die waarheid nie. Ja. As julle iemand ken, wat in twyfel is of wat, Ja. dan net daai wat, weet nie 100% seker nie, stuur hierdie ding aan. Dit kos jou omtrent 3 sent of 4 sent, maar Ja. jy gaan aandeel het in daai ou se redding. En daai een, as hulle nie antwoorde het, of jy het nie antwoorde nie, laat hulle ons kontak. Ja. Ons sal jou kontak en met jou kan leer en net vir jou vertel waar dit gaan en vir jou wys waar dit kom uit die skrif uit. Ja. Laat ons julle help, want regtig, daar's nie meer tyd om Sondag kerk toe gaan vir 4 versies nie. Jy gaan dit nie maak nie. Hierdie ouens gaan jou vang. Jy weet, en jy praat nou van daai ou tannie wat jy gesê het wat sê nee, dit lyk dis die ja, dis die Messias. Nou ek praat met iemand wat hoog in die sê in die ouer huise is. En sy sê, jy sal nie glo wat daar aangaan. Die hoereerdery en in die ouer huis. In die ouer huis. Dit is die mense wat ek en vir jou veronderstel is op die straat te kom staan en sielewerk. Exactly. En dit pla my. Verstaan jy? Want ons het 'n generasie deurgekom, né? En ewe skielik is dit daai generasie wat moet vas staan. Nou is hulle nie daar nie, want weet jy wie het hulle so gemaak? Die kerk het hulle so gemaak. Kom ons wees nou eerlik met mekaar. Ja. En ek val nie die dominee en die pastoor aan nie. Want ek kan hulle nie aanval nie, want as hulle my sien, hardloop hulle die kant toe. Hulle hardloop die kant toe. Voor met ook 'n probleem. Ja. Maar dit is daai wonderlike tyd en dit is hoekom ek sê ons moet nou soos 'n Nehemia van ouds begin hierdie mure herbou en terugkom, hierdie volk weer terugbring na Jahwe. Ja, dis feite. En soos wat jy gesê het, ek dink nie daar's baie tyd nie. Ek hoop vir hulle part daar's nog tyd, maar vir my part hoop ek daar's nie meer tyd nie, want ek wil graag huis toe gaan. Dit ons almal wil maar. Ek was hier gewees omtrent 2 maande terug. Ja. 2 maande terug. Nou kyk wat het nou gebeur in 2 maande. Ek's gereeld by jou, maar op die kamera. 2 maande terug. Maar kyk wat gebeur nou in hierdie 2 maande. Dis waar. Ja, ek het nie eens daaraan gedink nie. So kort tydjie. En dis asof kyk Yeshua sê daar in Matteus 4. Soos die geboortepyne, né? Ja, ek wil nou net praat van die geboorte. Hy sê daar Matteus 24. Ja. Hy sê wanneer jy hierdie dinge sien, dis nog nie die einde nie. Ja. Maar dan moet jy weet die kom dan kom dit. Hy sê soos geboortepyne. En dit is nou, ons is nou daar. Ons is nou al verby die stukkie waar hy praat van aardbewings en oorloë en gerugte van oorloë en hongersnood. Ons is nou net verby dit waar hy nou sê dis soos geboortepyne. Ja. En ek kan jou waarborg dat Trump gaan vrede bewerkstellig. Maar dit gaan die vrede van 1 Tessalonisense 5 wees, né? Waar hy sê, en as hulle sê vrede, dan oorval dit hulle. Dan moet jy nie glo nie, dan moet jy weet die kom probleme. Ja, en dis hoekom dit belangrik is, dat ek en jy, as ons hierdie goede sien, laat ons nie, want waaroor gaan dit weet? Gaan oor die wêreldse vrede. Jy weet, ag man, as ek maar net weer my lewe kan terugkry, daai tipe redenasie. Ag man, weet jy, as ons maar net bietjie harder den grond in die slaggat gooi. Nee, my broer, dit maar nie. Die slaggat gaan net groter word. Jy hoor wat ek wil sê. En daarom sê hy, maar oor die tye en geleenthede, broeders, is julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van Jahwe kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in die duisternis, dat die dag
julle soos 'n dief sou oorval nie. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons kom uit daai donkerte uit. Kom Kry ons kom dan in vol die lig. olie in. Ja. Maak vas. Ja. Want Elohim het ons nie bestem tot tore nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Yeshua Messia, Ja. wat vir ons gesterf het, sodat wat ons of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Is dit nie wonderlik nie? En ja, ongelukkig flip jy hardloop die tyd, ons moes maar altyd weg. Ag, Jy weet, maar jy weet dat jy nou sien wat in hierdie 2 maande gebeur, dan beter jy nou nie so lank wegbly nie. En ons groet u en ons sê vir u, kom terug na Jahwe. dat ons elke knie buig.